Vra die Here dat hy vanaand weer met ons sal praat vanuit sy woord en deur sy Heilige Gees en dat hy ons harte sal voorberei ook vir sy boodskap. Kom ons word 'n oombliekie stil asseblief. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Here onse God, dit is u belofte en u sal nooit u belofte breek nie. En as ons vanaand na u toe kom en ons u wil loof en dank vir soveel genade, vir soveel liefde, soveel vrede in die hart, op grond van Jesus se soenverdienste, dat hy ook vanaand deur die Gees hier teenwoordig sal wees. Vergeef en verlaat ons tog nooit, o God van ons heil, wees altyd vir ons. Immanuel, soos hy beloof het, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Kom ons blaai na Gesang 224. Gesang 224 vanaand. Daar die eerste en ook die 4de vers. En ons sing dit staande. O Gees van Vader en van Seun, ons bange hart tot troos en steun, getroue gids in al ons gange, u wat ons in die waarheid lei. En dan ook die 4de vers. O Gees, berei die harte voor, dat elkeen wat die boodskap hoor, verseker weet, ek is behoue. Laat ons vir u werktuig wees, u tong en taal, o Heilige Gees, maar u bly vir ewig die getroue. Kom ons staan asseblief, Gesang 224, daar die eerste en die 4de vers.
Kom ons maak vanaand die woord oop by 1 Korinte 3. 1 Korinte 3, daar vanaf die 9de tot die 23ste vers. 1 Korinte 3, vanaf die 9de tot die 23ste vers. Ons klem vanaand lê by die 16de en die 17de vers. As ons gisterand vir mekaar gesê het dat die Heilige Gees eis van ons gehoorsaamheid aan God, dan wil ons vanaand juis vir mekaar kom sê, wat beteken dit wanneer ons vir mekaar sê, maar ek is heilig? Wat beteken dit wanneer die Here vir ons sê, wees heilig, word heilig, want ek is heilig? Nou, voordat ons gaan saam lees, broeders, kom ons staan asseblief, en dan nader ons tot God se troon in gebed. Kom ons staan asseblief. O Gees van Vader en van Seun, U wat ons blye harte, dankbare harte, U wat vir ons kom dra, U wat vir ons U seën kom gee, U Here wat ons kom leer en kom herinner, en vanaand weer met ons oor die erns van persoonlike heiligmaking wil praat. Want Heer, ons staan skuldig voor U, want in ons sondigheid, Here, in ons krom gebroke opregtheid voor U, ja, hierdie rokende lampet, hierdie geknakte riete, dankie dat U vir ons nooit sal uitknikker nie, en nooit sal verbreek nie, maar dat U vir ons, van ons, pronkstukke maak in die uitstalkas van U genade. So baie dankie, Heer, dat U vir ons lief het. O Heilige Gees, dat U vir ons lief het, soos wat die Vader ons lief het en so genadig is, soos wat die Seun ons genadig is. Kom dan vanaand, en Heer, praat met ons, dat ons kan hoor, dat ons kan luister. U naam, al die eer, tot in alle ewigheid. Amen. 1 Korinte, die 3de hoofstuk, wat vir ons kom leer, die opskrif daar, gelowiges is 'n gebou van God. Christus is die fondament van die gebou. Vers 9, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Ons natuurlik, Paulus en die apostels, en die akker van God, die gebou van God, die gemeente aan wie hy skryf. Volgens die genade van God, wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê, en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys,
omdat dit deur vuur geopenbaar gemaak sal word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. Met ander woorde, ons werk gaan getoets word. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, op die fondament van Christus, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. En dan vers 16 en 17. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, dan sal God hom skend. Want die tempel van God is heilig, en dit is julle. Nou hier word 'n interessante woord gebruik. Hy sê hier, as iemand die tempel van God skend, sal God hom skend. Daardie skend beteken verwoes. Wys jy hoe ernstig is die boodskap hier? As iemand die tempel van God skend, sal God hom verwoes. Want die tempel van God is heilig en dit is julle. Laat niemand homself mislei nie. As iemand meen dat hy wys is onder julle, en hierdie wêreld laat hom dwaas word, sodat hy wys kan word. Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Want daar is geskrywe, hy wat die wyse manne in hulle listigheid vang. En verder, die Here ken die gedagte van die wyse mens, dat dit nietig is. Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle. Of dit Paulus is, of Apollos, of Cephas, of die wêreld, of lewe, of dood, of teenwoordige, of toekomende dinge, alles behoort aan julle. Maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God. Nou as hy hier sê in vers 16, en dan wil dit juis ook die belangrikheid van ons werk, van die uitlewing van ons geloof beklemtoon. Julle is 'n tempel van God, en die Gees van God woon in julle. En as iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, verwoes. Want die tempel van God is heilig, en dit is julle. Tot sover dan uit die woord van die Here. Mag hy dan ook vanaand met my praat. Ons het hom gebid om hierdie boodskap. Ek glo u het ook, dat hy ons harte voorberei het ook hiervoor. Nou, broeders en susters, in hierdie week is ons besig om met mekaar te praat oor die Heilige Gees. Die Heilige Gees en ek het ons vir mekaar maandag aand gesê. En gisteraand het ons met mekaar saam besin, gedagtes gewissel oor my gehoorsaamheid aan die stem van God. En dan nou vanaand gaan ons oor hierdie gedagte met mekaar besin. Wat beteken dit om heilig te wees? Nou wil ek u net weer so 'n bietjie terugvat na die skrif toe. Wat leer die skrif vir ons? As ons in Levitikus 11 vers 44 gaan lees, dan lees ons daar die woorde, God is heilig. En daarom moet ook u en ek heilig wees. Omdat God heilig is en hy sy seun gestuur het om u en my te kom haal, u en my te kom red, daarom het ons ook 'n plig om te werk aan ons eie heiligmaking. En dit kan u maar weer gaan lees. Ek gaan vir u weer 'n paar teksverse ook vanaand gee om by die huis te lees. Ook in 1 Petrus 1 vers 14 en 15. En dan gaan ons verder deur die skrif en ons skryf vir ons die tempel van God in gedagte.
daar in die middel, die allerheiligste, God se woonplek, waar die hoëpriester alleen maar eenmal 'n jaar kon ingaan. So heilig is God. En ons dink aan wat gebeur het toe die ark, die verbondsark op pad terug was uit Filistea uit en hy van die wa wou afval en een man, Isa, die ark wou keer en hy het net daar dood neergeval. En ons weet wat gebeur het daar by Sinai, toe die Here gesê het, julle moet vir julle 'n merk trek rondom hierdie berg, en niemand gaan naby kom nie, iemand wat by hierdie punt verbygaan sal sekerlik sterwe. God se heiligheid, waarmee u en ek nie mag speel nie. En dan leer ons ook wanneer Moses daar op die berg vir God sê, laat ek u aangesig sien, dan sê die Here vir hom, niemand kan my aangesig sien en bly lewe nie. En dan sê hy vir Moses, gaan daar in daardie grot in. En dan hou die Here sy hand so voor die grot en dan is Moses net toegelaat om hom van agter af te sien. En dan gaan lees ons verder in die skrif. En dit is so belangrik dat u en ek vanaand ook hierdie 10 vingers na onsself toe wys en hierdie besef ons eie maak. Wanneer God die mens skep daar in die paradys. En ek kan maar Efesiërs 4 vers 24 gaan bylees. God skape die mens. En dan sê hy, en dit was goed, as hy terugverwys na die hele skepping, dit was goed, dit was baie goed. En nou weet ons net, God kan sê, dit was baie goed, en daardie baie goed is eintlik, dit is volmaak. Dan kom Efesiërs 4 vers 24 en hy kom leer vir ons, God het die mens geskape in ware geregtigheid en heiligheid. En nou die mens daar in die paradys, hy's uit die paradys uitgesit, dit weet ons, daar was gerubs gewees by die deure, by die hekke van die paradys, van die tuin van Eden. En dan kry die mense opdrag. Uiteindelik al reeds die opdrag in die tuin gekry, om te sorg vir God se skepping. Maar dan word hierdie skepping of hierdie opdrag net baie erger. Maar God skape die mens, u en ek. En dit bring ons weer eens by die erns van hierdie heilige lewe wat die gelowige moet lei. En dit is dat u en ek geskape is om aan God alleen die eer te bring. Niks anders nie. Om aan God alleen die eer te bring, sodanig, broeders en susters, sodanig moet u en my lewe wees, dat God daardeur geëer gaan word. En as ek nou terugkyk weer vanaand op my lewe wat agter my lê, dan moet ek myself hierdie vraag afvra. Was my lewe 'n lewe tot eer van God? Dank God daar is genade. Dank God sy gemeente word by mekaar gemaak uit sondaar mense en nie uit volmaakte mense uit nie. Dank God uit u en my geroep tot heiligmaking. Maar nou kom hy vanaand en hy wil vir u en vir my ook kom sê, deur daardie erfsonde, die sonde van Adam en Eva, het u en ek ons heiligheid
verloor. En is al waartoe u en ek in staat is, en ons sien dit in die wêreld rondom ons. En ongelukkig sien ons dit in die kerk rondom ons ook, hoeveel stryd daar in hierdie wêreld is, hoeveel bekleierery. Maar nou is ons net geneig om God en ons naaste te haat. Maar dan kom die genade van God, en hy stuur sy seun, Jesus Christus. Nou, ons het maandag aand reeds met mekaar gepraat en gisteraand ook daarna verwys, na die heilige drie-eenheid. Vader, Seun en Heilige Gees. Die Vader is God, die Seun is God, die Heilige Gees is God. Maar die Vader is nie gelyk aan die Seun nie. Die Seun is nie gelyk aan die Heilige Gees nie. Elkeen het sy bepaalde plek in hierdie rangorde. Maar dan stuur hy sy Seun as verlosser na hierdie wêreld toe. Sy Seun wat sy hele lewe kom opoffer het, om vir u en vir my die lewe te kan gee. Maar wat maak die mens? Wat maak u en ek? Daar op daardie bultjie op Golgotha staan 'n kruis, een van 3 kruise, en aan daardie kruis hang die verlosser, deur die wêreld, deur die mense verwerp, deur God verlaat, kom dra hy vir u en vir my die straf op die sonde. En as hy sterf, en dan weer opstaan en opvaar, dan kom hy sy belofte na, hy sê, ek stuur vir julle die Heilige Gees, en weer bring dit vir u en vir my, op daardie punt, volg ons die Heilige Gees, is ons hom gehoorsaam. Ons kans het in hierdie week, sal ons dalk nog met mekaar gesels ook oor God se stem in my lewe, God se stem, die Heilige Gees. Maar wanneer hy in die hemel kom, dan kom die Heilige Gees as sy plaasvervanger. Die Heilige Gees, die plaasvervanger, die ander trooster, wat u en my kom deelagtig maak aan al sy gawes. Hy kom gee vir ons die wedergeboorte. Hy kom gee vir ons die geloof in Jesus Christus. Niks wat ek self, wat ek het ek nie van hom ontvang nie. Hy kom troos my. Hy kom lei my. Hy kom praat met my. Soos ons so baie vir mekaar sê, sy mond by my oor. Die Heilige Gees wat presies vir my sê, hoe sê Jesaja 30, hy sê, jy sal 'n stem agter jou hoor wat vir jou sê, dit is die pad. Moenie links of regs afdraai nie, maar dit is die pad, wandel daarop. En dan loop hierdie ander trooster met u en met my die pad, tot by die wederkoms. Tot op die laaste dag. En nou moet u en ek vir onsself vanaand baie ernstig hierdie vraag afvra. Weet jy, as 'n mens Efesiërs gaan lees, Efesiërs 2, daarvan vers 17 af, dan wil dit vir ons kom leer, dat ons heilig is. Dat ons heilig is, omdat ons deur God self geroep is, deur die geloof in Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Daarom moet u en ek vanaand weer vir onsself vra, as ons dit hoor,
as ons hierdie ontsettend belangrike boodskap vanaand kry. Julle is heilig. Dan moet ons vanaand weer vir onsself afvra, maar leef ons soos heilige mense? Gee u en my lewe uitdrukking aan hierdie heiligheid wat ons van hom ontvang het? Ons het gisterand vir mekaar gevra, is ons en kan ons tevrede wees met die wyse waarop ons leef? Is ons lewe op die standaard wat God wil hê dit moet wees? En weer eens moet ons vanaand vir mekaar sê nee. Want ons lewe so ver onder die broodlyn van God se genade, dat ons nie eers weet waar die minimumlyn is nie. En daarom is heiligmaking, heiligwording so ontsettend belangrik. Omdat ons so tevrede is om op daardie onderste trappie van die leer te bly staan. Daardie leer van heiligwording, want heiligwording beteken om meer en meer soos Jesus te word. En om meer en meer soos Jesus te word, broers en susters, kom vra van ons iets. Dit kom vra van ons 'n toewyding. Dit kom vra van ons 'n erns in ons godsdiens. Want as ek rondom my kyk, dan sien ek rooi ligte. Ek sien die gevaarligte van selftevredenheid. Ek het mos my hart vir die Here gegee, baie jare terug. Ek het mos my hart vir die Here gegee, en ek is mos gered. Nou is ek mos op pad hemel toe. En nou sit ek agteroor, en ek is tevrede. As u en ek gaan dink, dit wat ons net nou vir mekaar gesê het, as u en ek gaan dink aan wat ons lewe was voorheen, en ons dink aan wat gebeur het met ons, wat het gebeur? God se roeping deur die Heilige Gees het met ons gebeur. God se genade in Jesus Christus het met ons gebeur. Die ewige lewe het met ons gebeur. Omdat ons ons hart aan hom in sy hande geplaas het. Daar het so baie dinge met u en met my gebeur, dat u en ek vanaand maar net moet vra, Here, die pad vorentoe, net aan u hand asseblief. En dat dit ons daaglikse, ons hardste werk elke dag moet wees, of ek agter my kar se wiel sit, en of ek in my kombuis is, en of ek in my kantoor is, en of ek waar is. Here, ek wil net u wil doen. Ek wil, Here, net u kind wees. Dis al. Dis my grootste, wonderlikste, heerlikste begeerte. As ons in 2 Korinte 13 vers 13 gaan lees, dan lees ons daar die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal. Wat wil dit vir ons sê? Dit wil vir u en vir my kom sê, ons lewe as Christus gelowiges, leef ons in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus. Leef ons in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons sing so baie, God is hier teenwoordig.
maar hy is hier teenwoordig by ons deur sy Gees. Sy Gees wat Immanuel word, God met ons. En daarom, wanneer ons vir mekaar sê, ons leef in die teenwoordigheid van die Heilige Gees, beteken dit dat u en ek as kerk van Jesus Christus, onthou ons het al baie vir mekaar gesê, die kerk is nie die bakstene nie, of die sinkdak, of die stoele, of die kansel nie. Die kerk is u en ek, gewastes in die bloed van ons Here Jesus Christus. Galasiërs 5, vers 22. Dan word u en ek draers van die vrug van die Gees. En jy kan maar Galasiërs 5 vers 22 gaan lees. En dan gaan ons met 'n rooi gesig staan. Want waar is die vrede? Waar is die liefde? Waar is daar die eensgesindheid wat vir God aanvaarbaar is? Net voor dit is Galasiërs 5 vers 19, waarin hy kom sê, maar die wat sulke dinge doen, sal die koninkryk van God nooit beerwe nie. Maar as ons verder oor hierdie gedeelte met mekaar besin, dan hoor ons baie keer klagtes, ook hier uit ons eie midde uit. Gemeente is koud. Gemeenskap van die heiliges kom hier nie tot sy reg nie. Met ander woorde, ons lidmate leef los van mekaar. Ek het nie 'n saak met jou nie. Dit wat jy doen is maar jou saak en jy moet nou maar aangaan. Jy het jou bed opgemaak en jy moet daarop slaap. Weet jy wat is die probleem? Die probleem lê nie tussen ons hier nie. Maar die probleem lê by my verhouding met die Here Jesus Christus. Daarom staan ek so koud teen ander. Daarom wil ek ander so maklik, kom ons sê maar vir mekaar, afskryf. Want Christus kom leer vir ons. As ons gaan lees in 1 Johannes 13 vers 35, dan kom leer hy vir ons, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. As julle mekaar liefhet. En dan bring dit vir ons weer by die vraag, waar staan u en ek vanaand? Leef ek die teenwoordigheid van die Heilige Gees uit? En ek bely Sondag vir Sondag. Ek glo in die Vader, ek glo in die Seun en ek glo in die Heilige Gees. En dit is reg so, dit moet so wees. Maar kom ons kyk eers daarna. As ons sê, as ons heilig is, as ons heilig moet wees, dan moet ons onsself eers afvra. Glo ek in die Heilige Gees, soos wat ek in die Vader en die Seun glo? Glo ek dat die Heilige Gees deel is van die Vader en die Seun, een heilige drie-eenheid, waaragtige God, dis God self? Jesus het gesê, ek sal julle nie alleen laat nie. Ek sal vir julle die Heilige Gees stuur en nou is die Heilige Gees aan ons gegee. En nou word hy ons leidsman. Nou word hy ons trooster. Hy is die belofte van die Vader. Ek kan maar Joël 2:28 gaan lees. Ons het gisteraan dit vir mekaar gesê in Johannes 16 vers 9 tot 11. Hy oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. Wanneer u en ek nie meer weet wat om te bid nie, dan is hy die een wat vir ons intree. Hy is die een wat ons bemoedig.
nie meer weet watter kant toe nie. Hy kom gee vir ons vreugde, vrede. Maar as ons vir mekaar vra, wat beteken dit om die Heilige Gees te leef, dan verander hierdie prentjie so bietjie. Onthou net een ding, die Heilige Gees op Pinksterdag is net eenmaal uitgegiet. En dis klaar. Die dag toe u en ek ons hart vir die Here gegee het, het ons die Heilige Gees in sy volheid ontvang. En daarom bid ons nie vandag meer oor die uitstorting van die Heilige Gees, dat die Here weer en weer die Heilige Gees moet uitstort nie. Nee. Wanneer u en ek op ons knieë voor hom gaan staan en ons om genade pleit, dan pleit ons dat hy ons lewe sal volmaak, dat hy ons sal laat groei, dat ons hierdie leer kan klim, om meer en meer soos Jesus te word. Dit is waaroor dit gaan. Dis wat dit beteken as ons sê ons is heilig. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie meer van hierdie wêreld nie. Ons het 'n nuwe lewensvisie. My visie is nou, Kolossense 3 vers 2, gerig op die hemel. Dis waar ek wil heen gaan. Dis my visie en my missie, om daar uit te kom. Maar ek kan dit nie op my eie doen nie. Daarom kom staan die Heilige Gees ook hier langs my. Daarom kom staan hy hier. En nou hoor u en ek vanaand weer hierdie woord. Word heilig, want ek is heilig. En ons het in die begin vir mekaar gesê, God is heilig. Christus is heilig. Die Heilige Gees is heilig. Dit is God self en daarom mag ek my daar die heiligheid nie speel nie. Daarom beteken heiligmaking in my lewe dat ek dag vir dag, soos mekaar gesê, die voorbeeld van Christus uitleef. Psalm 119 vers 19 druk dit vir ons pragtig uit. Hy sê, ek is 'n hemelburger. Ek is hier net in deurgang. Ek is hier net in transito. En nou beteken dit, en hier is 'n baie belangrike saak wat een ek moet nastreef. Dat ons in ons heiligmaking sal streef om 'n nouer verhouding met ons Here te leef, met die koning, dat u en ek die reëlboek van die hemel, van 'n heilige lewe moet ken. Die Bybel. Baie keer hoor ek, ag dominee, ek ken nie my Bybel nie. Weet jy wat, is nie 'n verskoning nie. Maar dat u en ek meer erns aan die dag gaan lê. Met die verhouding met ons koning en meer 'n saak gemaak met sy voorbeeld in ons lewe. En ons gesprek met hom, gebed, meer en meer sal verinnig. En weer eens staan u en ek vanaand met 'n rooi gesig. En dit bring u en my daagliks, gemeente, voor 'n besluit. Want die Here het u en my met 'n gesonde verstand begiftig. Bring ons daagliks voor daardie besluit. O Heilige Gees, leer my
om van die sonde weg te vlug. Leer my om my skuiling te gaan soek by my Here Jesus Christus. Om in hierdie geestelike oorlogvoering die wapenrusting van Efesiërs 6 kan aantrek. Die helm van verlossing, swaard van die woord. Skoene van bereidheid. Here, ek wil U volg. En dan kom 1 Tessalonisense 4. 1 Tessalonisense 4 vers 3 en vers 7 en vers 8 na ons toe. Vers 3 sê vir ons, en jy kan dit maar gaan merk in die Bybel, God se wil is ons heiligmaking. God se wil is ons heiligmaking om onsself diensbaar te stel vir hom ten volle. Maar ook daar by die 7de vers. God het ons, wie die heiligmaking verwerp ook vir God. Hoor jy dit? Wie die heiligmaking verwerp ook vir God. Dan woorde wie ook nie erns maak met sy heiligmaking nie. Loop dieselfde pad. Gemeente van Witrifuur, kom ons praat vanaand. Kom ons gaan oordink vanaand hierdie saak. En my prioriteit moet Christus wees. En my prioriteit moet wees om die Heilige Gees na te volg. En my prioriteit moet wees om in gemeenskap met Christus te leef, in gemeenskap met die Heilige Gees. En ek sluit af, ek gee vir u 2 Korinte 7, daar die eerste vers. Kan maar gaan merk, as jy by die huis kom, 2 Korinte 7 vers 1. Laat ons die heiligmaking, die heiligwording, hierdie proses, in die vrees van God volbring. In gehoorsaamheid aan die woord van die koning. Dit is u en my heilige roeping. Amen. Ek gaan geleentheid gee dan nou vir gebed. En ek wil tog vra, kom ons wag nie op mekaar nie. Ons bid dit wat die Here op ons harte lê, vir ons gemeente, vir ons land, ons volk, dit wat vir ons wag, ons weet nie, maar ons weet die Here is in beheer. Ek gaan geleentheid gee, kom ons sluit die oë en dan soek ons sy aangesig. Daar is geleentheid. Here onse God,
Dankie dat U ons ken. Dankie dat U ons harte ken. Dankie Here dat ons maar net vir U kan kom vra, lei ons Here groot en magtig. Dat ons U aan die beloftes kan herinner. Dat U God is. God met ons. En dat U vanaand vir ons kom herinner. Hoe is jou lewe? Here, ons bring ons gemeente voor U. Ons bring die kerk voor U. Ons volk, gelofte volk wat so ver van U afgedwaal het. Wees ons net genadig. Here, en draai U rug nie op ons nie en sluit U ore nie vir ons nie. Maar wees ons net genadig. Heer, laat ons weer daar by ons wortels begin, daar die eerste dag, want U sê vir ons het ons eerste liefde verlaat, en ons pleit skuldig. Ja, Heer, wees ons maar net genadig. In Jesus se wonderlike naam, dankie. Dankie daarvoor. Amen. Kom ons sluit met gesang 230. Gesang 230, daar die eerste en ook die 4de vers, gesang 230. Wat vir ons lees: Die Here salf ons met sy gees tot diens en heiligheid, tot koning, priester en profeet, tot ware Christen wees. Dan die 4de vers: Die wandel deur die Heilige Gees en nie na eie sin nie, laat ons steeds bid, getuig en dien en lief hê sonder vrees. Kom ons antwoord op dit wat ons gehoor het met die eerste en die 4de van 230 en dan bly ons staan terwyl ons bid om die seën van die Here. Kom ons sluit die oë en dan bid ons om die seën van die Here. Here onsse God, dat U ons sal seën en sal beskerm. Dat U aangesig oor ons sal laat skyn, dat U ons genadig sal wees. Here, dat U sal hoor as ons bid. En dat U aan ons U vrede sal gee. In Jesus se wonderlike naam, dankie daarvoor. Amen.